Vanoggend gaan ons praat oor nagmaal. Ons gaan so 'n bietjie in die nagmaal ingaan. So ek wil vir julle net 'n halfe fondasie gee van wat die nagmaal is, maar eers wat is Pasga? En dan gaan ons so 'n bietjie raak aan die nagmaal. Maar ek wil net die fondasie vir ons gee en ek wil spesifiek praat net oor die Pasga en nagmaal, dat ons, soos wat ons dan verder gaan, dat ons 'n bietjie beter verstaan oor hoe alles gebeur het en hoe alles in mekaar inskakel. Gaan saam met my na die boek van Lukas. Lukas hoofstuk 22. En ons gaan lees van vers 14 af. Hier is 'n verskriklike baie kort verduideliking van Pasga en nagmaal. En as jy deur al 4 jou evangelies gaan, een evangelie, maar 4 boeke, sal ons sien dat daar's kort snippets, glimps gegee van Pasga en nagmaal. Dis nie vir ons in baie detail gegee in hierdie 4 boeke nie. Hoor 'n kort stukkie praat hiervan. Hoor wat sê hierso van vers 14 af. Lukas 22 van vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle: ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal versekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Want toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê: neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van hierdie vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Nou is die 2 versies gaan oor die nagmaal. Hoor nou wat sê hy. 19. Daarop neem hy die brood, die artas. Hy neem die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Nou ons is besig met hierdie hele gedeelte van die Nuwe Verbond en die Ou Verbond en ons weet dat die woord Nuwe Testament is die Nuwe Verbond waarvan hy verduidelik. Ek hoop julle lees nog julle boek van Hebreërs elke week. As ons gaan na hoofstuk ek dink dis hoofstuk 10. As ons gaan na hoofstuk 10, toe gee hy vir ons redelike baie diep insig van wat God gedoen het, wat Christus gedoen het vir ons aan die kruis en hierdie perfekte offer wat vir ons gemaak is en hierdie boedel wat dan moet intree, kan alleenlik intree wanneer iemand afgesterf is. Anders kan hy nie in werking tree nie. En hy gee vir ons hierdie hele detail van wat gebeur. Maar ek wil vanoggend eers net gou met julle gesels oor die Pasga. Net vir julle so 'n verduideliking gaan gee. Dit is, en ek gaan nie in te veel detail gaan nie, anders gaan ons te lank kies. Ons gaan net vlugtig deur dit hardloop. Ons weet dat Israel was in ballingskap gewees vir 430 jaar. En hulle was in verdrukking en hulle was in die slawerny gewees. En Moses en God kom en God verlos hulle, red hulle deur die leierskap van Moses. En wat gebeur het is, ons weet van al die plaae wat gekom het, jy het dit gelees, ons het 'n stukkie daaroor gepraat, Isak. Al die plaae het gekom, en Farao was in 'n diep angs gewees, en hy was verskriklik vrees en jaal vir hom gewees oor wat alles gebeur het met sy volk en in sy land. Maar God het bly sy hart verhard, tot op die laaste plaag wat gekom het. En ons almal ken die laaste plaag, en dit is die doodsengel wat gekom het, en al die eerste geborenes is doodgemaak gewees. Maar as jy 'n lam geslag het, en jy het die bloed in die deurkosyn gesit, dan het die doodsengel verbygegaan. En die eerstgeborene was nie doodgemaak gewees. Okay?
En daar was 'n eenvoudige beginsel agter hierdie hele storie. Vlugtig. Om verlos, vrygestel te wees van die oordeel benodig 'n plaasvervanger. Iets of iemand, 'n plaasvervanger wat moet sterf, dan vir jou plek. En daar is dan hierdie dood, moes dan gewees het, hierdie dood moes gekom het as 'n plaasvervanger. Anders sou dit nie 'n plaasvervanger gewees het. Want wanneer die oordeel kom, gaan die dood kom, want jy gaan nou geoordeel word. En in daai plek moes daar iemand ingekom het. En God sê vir hulle, ek sal julle spaar. Ek sal julle red van hierdie oordeel. As daar dan 'n dood is van 'n onskuldige plaasvervanger. En die boodskap van Pasga is, God red, God verlos, en deur 'n onskuldige plaasvervanger is jy verlos. En alle offers wat gemaak was in die Bybel in die tempel, was 'n heenwyse gewees van die plaasvervanger wat daar was, sodat hulle kon vry gewees het. Dus kom hulle die bloedoffers genoem het. En al die diere geoffer het. En soos ons weet, dat die offer van diere was nie die perfekte plaasvervanger gewees vir ons nie. Of vir die mens nie. Glad nie. Geen mens kon ooit gered word deur die dood van 'n dier. En hulle moes hierdie diere heeltyd oor en oor geoffer het. Want dit was 'n simbool gewees wat God sou gedoen het deur die redding van 'n onskuldige plaasvervanger. En dit het verwys na Christus toe wat nog moet kom. Onthou nou, geen dier het God tevrede gestel nie. Geen dier. En dit kon ook. En hulle het gewag vir die regte een wat moes kom, hierdie finale offer van die redder, van die verlosser wat moes kom en sou kom, waarmee God dan tevrede sou gewees het met die offer. En daardie dag het gekom toe God sy seun, sy lam gekies het en vir ons gegee het. En die seun van God was hierdie perfekte plaasvervanger gewees, offer gewees vir ons. En vir ons sondes en vir die sondes van die wêreld. Dan gaan ons na vers 14 toe. As ons kyk by vers 14, hoe begin hy hierdie hele gedeelte, wat hy nou saam met sy disippels meesit. Hy sê, en toe die uur kom. Wat sê uur praat hy van? Van sy dood? Nee. Die uur van die Pasga. Dit het vir 7 dae aangehou. Maar hierdie was die donderdag aand. En as ons gaan lees van vers 1 af, 22 van vers 1 af, dan sien ons dat, kom ek lees van 14 vers. Wat lees moet ek belangrijk sal vir julle lees. En toe die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Dit was die donderdag. En hulle almal het hier in hierdie boventrek gaan sit. In die tyd was naby. Maar voordat hulle boventrek toe gegaan het, sien ons in vers 8, sien ons dat Jesus het vir 2 disippels gestuur om vir hulle die plek te gaan voorberei. So hy het vir Petrus en vir Johannes gestuur. En gesê, gaan na die dorp. Julle gaan iemand kry wat 'n krib dra met water. Volg hom. En as jy dan by die huis kom, vra dan vir die eienaar, waar is die plek wat voorberei is, sodat die meester die maaltyd kan eet. En dan berei hulle nou die Pasga voor vir hom. En hulle het hulle gewys en hulle is op boontoe, die plek was voorberei gewees, en so kom Johannes en Petrus en hulle is besig om hierdie Pasga maaltyd dan voor te berei. Jesus en die ander disippels was nie daar. Nergens lees ons van waar die plek was presies en wie almal geweet dat die plek was daar. Niemand weet niks. Jesus het net vir hulle 2 gesê, gaan, julle gaan die persoon kry, hulle sal vir julle wys. Net Jesus het geweet waar om te gaan. Maar toe alles toe nou voorberei was en alles was toe nou reg gewees, toe het Jesus gegaan saam met die ander 10. En hulle het hulle
gaan join waar hulle nou op die boventrek was. Later die aand. Maar ek moet ook vir julle sê, dat alles wat gebeur het in daai, jy weet in daai tydperk, waar Jesus saam met hulle in die boventrek was verskriklik lank. Dit was ure en ure en ure se gesprek. Dit was verkooping, dit was vermaning, dit was verduideliking, dit was bemoediging, gepraat van sy tweede koms, hy het gepraat van die 1000 jaar, waar hy weer die maaltyd saam met hulle sal drink, die wyn weer sal drink, in een versie, vers 18, kyk wat sê in vers 18, hoofstuk 22 Lukas, wat ons nou net gelees het, hoor wat sê hierso, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het, en dit is die heenwyse van die 1000 jaar, wanneer Christus weer kom. En jy kan lees dit in die boek van Openbaring 20, jy kan lees in die boek van Esegiel 40, Esegiel 45 verwys toe. Baie interessant, hoeveel Jesus met hulle gepraat het, en met hulle gewerk het, in hierdie boventrek, en wat alles afgespeel het. Dit was nie net, hulle het gesê, dat hulle die maaltyd geëet, Jesus het Getsemane toe gegaan en gaan sterf nie. Jy weet, gevange geneem en gaan sterf nie. Hierdie was ure en ure en ure se gesprek, wat afgespeel het. En ons sien in die 4 boeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, sien ons net glimpsies van dit. Ons sien dit nie in volgorde nie. Dis nie vir ons in volgorde geskryf nie. Ons sien net klein snippets van dit. En wat afgespeel. Ons sien in Johannes hoofstuk 13, hoofstuk 14, hoofstuk 15 en hoofstuk 16, sien ons hierdie finale instruksies wat Jesus gegee het vir sy disippels terwyl hy in die boventrek was. Amper 4 hoofstukke wat Jesus besig is om te praat met sy disippels. Voordat hulle nog na die tuin toe gegaan het. En van die instruksies was voete was. Van die instruksies was gewees 'n voorspelling van Judas wat hom gaan verraai. En van die goed wat hulle oor gepraat het, was gewees waar Jesus moes weggaan. Hoekom hy moes weggaan? Daar was gesprekke gewees van die vervolging wat gaan kom. Daar was gesprekke gewees van die vertroosting van sy wederkoms. En hy het alles met hulle bespreek. En dit het tyd gevat. So daar was soveel goed wat gebeur het in hierdie oomblik. En dan selfs waar ons dan sien waar Jesus toe nou Getsemane toe gegaan het, waar homself vrywillig oorgegee het. Hulle het gegaan om te vang, maar Jesus gee homself oor. Speel ook af in daai selfde aand. En al 4, soos ek sê, evangelies het net snippets daarvan. Maar Lukas hier, wanneer ons hierdie gedeelte sien, praat Lukas so kort gedeeltetjie van hierdie Pasga. En hy skryf die boek 30 jaar na die kruisiging van Jesus. Is hierdie gedeelte geskryf. 30 jaar na. En die rede hoekom is, want Apostel Paulus het 1 Korintiërs hoofstuk 10, het hy geskryf 10 jaar voordat Lukas, die boek Lukas geskryf het. En as ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 11, en as ons kyk na daai gedeelte van 1 Korintiërs hoofstuk 11, gee hy vir ons hierdie nagmaal 'n verskriklike diep detail. Dis hoekom die ander evangelies het nie vir ons in detail gegee, want Apostel Paulus het dit klaar vir die kerk gegee, in baie diep detail. Wat ons later na gaan kyk, dis hoekom dit nou nie die grondslag is wat ons lê. Ons sal later kyk van, soos wat ons gaan, oor hoe diep hierdie verbond wat God gemaak het, en hoe ernstig dit is wanneer ons voor die nagmaaltafel staan. Hoe ons onsself moet deursoek. En dan sien ons ook, na die kruisiging van Christus, het die kinders van die Here, die kerk, die Christene, nie weer die Pasga gebruik. Die Jode hulle het aangehou met die tradisie, want hulle het nog gewag vir die Messias, en hulle het Christus nie gesien as die Messias nie. Hulle het hom verwerp, as die verlosser, maar nie die kerk nie. So die kerk het gestop daai aand,
met die kruisiging, het hulle gestop met die Pasga. En hier sien ons 3 verskillende goed. Ons sien 3 verskillende goed binnekant hierdie hoofstuk 22 van vers 14 tot vers 20. Die eerste gedeelte wat ons sien is vers 14 tot vers 17 praat oor die Pasga. Vers 18 praat oor die koms van Christus, die 1000 jaar, waar hy dit weer gaan saambring saam met die kerk. Okay. Waar hy dan die nuwe gaan vestig. En dan praat hy van 19 en 20 praat hy dan oor die nagmaal. So hy doen hierdie hele gedeelte vir ons so vinnig, en wanneer ons dit lees, en sê so, maar was dit nou maar gewees? Nee, dit is baie meer as dit, wat Apostel Paulus van praat, in die res van die Bybel. Maar hy het nie nodig gehad om vir ons meer as dit te gee. En hy begin, soos ek sê, en die uur het gekom. Dis nou die uur gewees waar hulle gegaan het en hulle het aan tafel gaan sit. Hulle het nie gestaan soos in Exodus hoofstuk 12 vers 11 waar hulle die beld gevat het en hulle het hulle klere ingedruk en hulle die beld vasgemaak, hulle het skoene aangetrek, hulle het met die staf gestaan, hulle moes die Pasga vinnig eet en hulle moes uitgaan. Want hulle het gestaan en die Pasga eet en dit het in 'n oomblik gebeur. Want dit hulle moes reg gewees het, want as God gesê het gaan, moes hulle beweeg. Hierdie ene was 'n bietjie anderste. En jy kan maar lees, Exodus hoofstuk 12 vers 11. Hy verduidelik dit vir ons baie mooi hoe hulle die Pasga geëet het, waar hulle gestaan het met die staf en die skoene. Maar hier was 'n bietjie anderste gewees. Hier het hulle gesit. Hier het hulle, dis 'n tafel gewees wat laag was, hulle het nie banke gehad nie, hulle het op die grond gesit en hulle voete was weg van die tafel af gewees. So hulle het half gaan lê op die tafel. Maar nou gaan hulle hierdie maaltyd geniet. Nou gaan hulle sit. Nou die woord sit beteken hierso, ons gaan nou saam eet. Ons gaan nou fellowship. Ons gaan deelneem. Ons gaan luister. En ons gaan met mekaar interaksie hê, terwyl ons hier sit. Nee. Dit was nie 'n one side wat van een kant af gekom het. En daar was ook gesê, as jy gaan kyk in jou geskiedenis, en jy gaan doen 'n bietjie geskiedenis, is lief vir my geskiedenis. As jy gaan kyk na die geskiedenis, was hulle plus minus 10 tot 20 mense wat 'n lam geëet het. En hulle moes die hele lam opgeëet het. Hulle kon niks oorgelos het. Jesus hulle was 13 in die boot getrek. Interessant. So kom ons kyk, hoe het hierdie hele ding dan afgespeel in die Bybel? En hoekom is ons dan by hierdie tafel volg? Hoe het hierdie hele ding afgespeel? Wel, Pasga het begin. Hoe hulle begin het met die Pasga, is hulle het begin met 'n gebed van danksegging. Dis hoe hulle geopen. Hulle het gekom met 'n gebed van danksegging. Wat hulle gedoen het is, hulle die danksegging was gewees oor die beskerming, oor die verlossing, oor God se goedheid, oor God se seën, oor sy getrouheid oor hulle. En dan het hulle almal gebid en hulle het met hierdie dankbare harte gekom en hulle het die danksegging gegee. Na die danksegging het die eerste beker gekom. Hulle het die eerste beker gedrink. Onthou julle, ek het vir julle gepraat van in die eerste wonderwerk in Kana. Ek het vir julle verduidelik hoekom was dit tipe van 'n stroop gewees en hulle het hom 'n paar keer verdun. Daar was nie daai alkohol en dronk word en goed en Jesus het drank gedrink, is stomp nonsens. En dit is uit enige sit, ek het julle verduidelik daaroor. Wat hier gebeur met die beker? Hierdie was die beker van die seën. Die seëning, the cup of blessing. Dis wat hom genoem het. Nou wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie wyn gevat en hulle het hom dubbel soveel keer verdun. En dan het hulle hierdie beker gevat en dat het die beker gedrink. Nou, dronkenskap is sonde. Dronkenskap is sonde. Ons sien dit baie duidelik in die Bybel. En die werk van God sal nooit uitgevoer word deur sonde nie.
Christus het nie die wyn gedrink om dronk te word, en hy was dronk gewees wat mense sê, en dis kom hy geen pyn gevoel het nie, en hy kon hierdie sweepak gevat het, en al hierdie klomp nonsens wat praat nie. Hulle het verdink, want dit was 'n beker gewees van seën. En dan het hulle gesels oor hierdie seën wat God oor hulle uitgestort het, terwyl hulle die beker gedrink het. Dit was die eerste beker, daar's 4 bekers wat hulle gedrink het daai aand. Dit was die eerste beker. Na die beker van seën, het hulle gekom met hulle tradisie van hulle hande was. Dan het hulle hande gewas. En hierdie hande was gewees 'n teken van hulle seremoniese hande was, dat hulle moet rein kom. Hulle wil rein wees. En dit was 'n heenwyse daarna. En hulle wil wys dat hulle harte is nou reg vir God. En hulle doen nou hierdie uiterlike hande was as 'n teken van hulle is rein. Ons kan dit deelneem aan die tafel. Maar soos ons weet, was die disippels glad nie rein gewees aan daai tafel nie. Want selfs aan daai tafel waar hulle gesit het hulle onder mekaar gemurmureer wie was die belangrikste gewees. Terwyl hulle besig was met daai hande was. Kom ek lees dit vir julle. Gaan dit na vers 24 toe, Lukas 22 vers 24. Hoor dit wat sê hy daar? En daar het ook twis onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die grootste geag moes wees. En Jesus sien alles wat gebeur voor hom, terwyl hy besig is met die Pasga. En dan sien ons, dat Jesus kom in Johannes hoofstuk 13 van vers 13 tot 14, kom hy met die sterk vermaning teenoor hulle. En hy is besig om hulle te rebuke. Alles wat gebeur in die tafel. En dan staan Jesus op, en dan gaan was hy hulle voete. Dan wys hy vir hulle hoe om dan te loop in hierdie nederigheid. En hoe om nederigheid te wandel. En jy kan dit lees van vers 25 en 27 af. Praat hy van hierdie nederige wandel van hulle in Jesus was die voete. Omdat hulle harte nie reg was vir God. En dit was net 'n tradisie vir hulle gewees, hierdie hande was. In die Pasga. Na die hande was, het dan gevolg die bitter herbs, die bitter kruie. So hulle het 'n tipe van 'n stroop gemaak, sous gemaak, waar hulle dan die brood afgebreek het, en dan het hulle nou binnekant hierdie bitter herbs het hulle daar ingedip en hulle het geëet. En dan het hulle begin gesels, en dit was 'n heenwyse gewees van die bitterheid wat hulle gehad het in Egipte, en die lyding wat hulle deurgegaan het. En dan het hulle begin onder mekaar gesprekke gehad van hoe hulle gelei het, en wat hulle deurgegaan het, en hoe God hulle verlos het, en hoe swaar dit was, en hulle daaroor gesels, terwyl hulle hierdie bitter kruie geëet het met die brood. En as daai gesprekke klaar was, dan het hulle na die volgende ding toe gegaan. Hulle het gaan begin sing. En hulle noem die sang van Hallel. En dit was gewees van Psalm 113 af tot by Psalm 114, en het hulle hierdie 2 psalms gesing. En dit was gewees die psalms van lofsange en dank aan God. Dat hulle nou verlos is van wat die bitter herbs wat hulle nou net geëet het. Dis amper daai tipe waar hulle is nou uitgelei uit Egipte uit, hulle het deur die Rooi See gegaan en hulle het gesing aan die ander kant van die Rooi See toe hulle verlos is. En dan kom hulle ook nou met hierdie sang. En dan sien ons, as dit klaar is, het die tweede beker gekom. Weereens, die tweede beker was dubbel soveel keer verdun gewees. En dan wanneer hulle hierdie beker drink, was dit gewoonlik die hoof van die familie, of die hoof van die tafel, in Jesus se geval was Jesus die hoof van die tafel. En dan wat hy dan gedoen het is, dan het hy begin met hulle gesels, en hulle het dit genoem die Gahada. Die Gahada. En dan het hulle begin verduidelik die betekenis van alles wat hulle besig is om te doen. En die betekenis hoekom hulle verlof was, en hoekom hulle wag vir die Messias om te kom. En hulle het die hele verduideliking het hulle dan gehad oor die hele gedeelte, terwyl hulle die tweede beker doen. En wanneer hierdie beker klaar was, dan het die hoofmaaltyd gekom. Die lam wat geslag was, met die ongesuurde brood. En dan het hulle in hierdie maaltyd het hulle dan
En terwyl hulle die maaltyd eet, het daar verskriklik baie goed in die skrif as ons kyk. Ek gaan nie in alles ingaan nie. Het hulle klomp gesprekke gehad. En wat gebeur het aan daai hele maaltyd? In een van die gedeeltes, in een van die boeke van die maaltyd, het sê dit is in Matteus of in Markus, toe het Jesus opgestaan en hulle voete gaan was. Dan nou, soos ek gesê, dis nie vir ons in volgorde gegee nie. Maar het soveel goed gebeur. En na hierdie hele maaltyd toe nou verby was en klaar was, toe kom die derde beker. Weereens, die derde beker was vir dit gewees dubbel soveel. Want hulle het die derde beker gedrink. En na die derde beker het hulle dan ook gesing weer eens die Hallel. Dan het hulle gesing van Psalm 115 tot by Psalm 118. Want hulle daai gedeelte gesing. En as daai gedeelte klaar was, het hulle dan by die volgende een gekom, en dit was die vierde beker, die laaste beker, dit was die finale beker gewees, en hulle het hom gedrink, en dan was die hele Pasga klaar gewees. En Jesus het die hele Pasga klaar gemaak hier. Hoor wat sê vers 15. En hy sê vir hulle, ek het julle baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Hy het hierdie hele Pasga eers heeltemal klaar gemaak. Dan kom hy eers na die volgende gedeelte toe. En dan sien ons die volgende gedeelte wat hy gedoen het terwyl hy in die boot vertrek was. Maar wat Jesus vir hulle gesê het, was verskriklik belangrik geweest. Want Jesus weet wat nou gaan volg. Hy weet dat hy gaan moet sterf en hy gaan moet ly vir die wêreld. Dit het hom nie omkant gevang. Hy het gewees dat hy die perfekte lam sou gewees het wat geslag moes geword het vir die sondes van hierdie wêreld. En hier is die finale gedeelte voor sy dood wat moes gebeur het. En Jesus het hierdie agony beleef, selfs toe hy in die tuin was, en ons lees in die boek van Johannes, het al bloed gesweet van hierdie angs wat hy beleef het. En dan voordat hy begin met dit is nou nie in volgorde gesit nie. Iewers skielik kom hy na vers 18 toe. Dan praat hy van hierdie 1000 jaar. Ek gaan dit weer saam met julle drink eers dan. En hy het net daar gegooi vir die ouens net om te hoor hier's hoop. Ek kom terug. Dan trek hy hom weer terug na vers 17 toe. Dan kom hy by vers 17 en nou gaan die Pasga begin. Wat ons nou net verduidelik het hoe dit begin het. Okay? So dis om by die verduideliking gekom het. So dan het hy eers gegaan en hy die Pasga begin. En as die Pasga nou heeltemal klaar is, dan kom hy by die gedeelte van die nagmaal, waar ons nou vanoggend by gaan lees. En dis hoekom dit 'n verskriklike lang ding was wat gebeur het. En hoe die Pasga begin? Soos ons dit verduidelik het. Danksegging, eerste beker. En so het alles gevolg. Hierdie beker van seën, hierdie beker van goedheid en hierdie vrugbaarheid van God. Dan vers 19 of vers 20. Nou gaan ons oor nagmaal. En daarop neem hy die brood. En nadat hy gebreek het, breek hy dit. En hy gee dit aan hulle. Ek gedank het. Breek hy dit en hy gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so neem hy ook die beker en na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Vir julle uitgestort word. En in hierdie twee verse is daar soveel wat ons kan vat. Dit is so ryk net hierdie twee verse, want dit is hier waar alles gestop het. Dit is hier waar al die seremoniese wette gestop het. Dit is hier waar al hierdie Sabbat wette gestop het. Dit is hier waar Sabbat gestop het.
Ons kom nie meer na 'n tempel toe en offer nie. Ons kom die eerste dag van die week, kom ons by mekaar, as kinders van die Here sonder om te offer. Sonder om diere offers te bring. En ons het hierdie dag gekies om nie te lees. Hierdie oomblik. Die morele wette was nie weggevat nie. Maar die offers en die seremonies en die tradisies was weggevat. Selfs die hoofpriesters in die tempels was daar einde aangewees vir die kinders van die Here. Die wat wedergebore was. Selfs die heilige plek en die allerheiligste plek het gestop daaraan. Die gordyn het geskeur. Ons het nou toegang na God. En dit het alles daar aangestop. Want Jesus Christus, wat ons kyk na die tafel, en die gedagtenis wat hy gedoen het vir ons alles gemaak om deur hom eenmaal, sodat ons kan vry wees. En die gordyn wat geskeur was. En Jesus Christus sterf nou, en hy staan op, eens en vir altyd. Eens en vir altyd. Nou wat ons gesing het, oh, how he loves us. Die manier hoe hy ons lief gehad het. Die wêreld. Terwyl ons dit nie verdien het nie. En ons kom op 'n Sondag by mekaar. En daar is geen dieroffer vir ons nie. Christus het dit gedoen. So vers 19 verwys daar die brood van lyding. Okay? Ek weet daar soveel skrifgedeeltes gesê wat die brood wat gebreek was, en sy liggaam was gebreek. Okay? Sy fisiese liggaam se bene was nie gebreek nie. It's a figure of speech. Okay? Net soos die lam in Exodus hoofstuk 12 vers 46, die lam se bene wat nie gebreek mag word nie. So was Jesus se bene in Johannes hoofstuk 19 vers 36, sê Johannes 19 vers 36, en geen van sy bene was gebreek nie. So wanneer ons dan lees, en ons vat hierdie brood, en ons breek die brood, sê ons nie, sy bene is gebreek nie. Wanneer ons die brood uitdeel, is dit nagedagtenis van sy lyding, en ons deel die brood net uit vir ons elkeen om deel te hê daarvan. En nou moet ek ook sê, en ek wil nie in detail daar aangaan nie, is, jy sal die Rooms-Katholieke kry. Hulle sal die nagmaal heel voorsit, en hulle sal die preekstoel in die kant sit, want hulle sê dat die nagmaal is heilig, so heilig, dat dit is fisies, die brood wat jy eet, is fisies sy liggaam wat jy eet. En die bloed wat jy drink is fisies sy bloed wat jy regtig drink. En wanneer hulle dit doen, kry hulle die Here elke liewe skoot, wanneer hulle dan die nagmaal gebruik het, bly hulle die Here oor en oor en oor sy liggaam breek en kruisig. Wat nie waar is. Hierdie is 'n nagedagtenis, die simbool, dit is 'n nagedagtenis wat Christus ons doen. En sy liggaam was net hierdie simbool van Jesus. En die bloed, die simbool, die nagedagtenis van wat Christus gedoen het vir ons. Ewer, speel vir my aan die kees. Lekker saggies in die agtergrond. So sy liggaam was gegee vir my en vir jou. Hierdie onskuldige, sondelose lam, wat vir my en vir jou gesterf het, eens en vir altyd. Eens en vir altyd. Nou wil ek vir julle die laaste gedeelte lees, terwyl ons net gevou. So 'n stukkie luister na hierdie gedeelte wil ek vir julle hierdie gedeelte lees. En dan kan ons oorgaan tafel toe. Hoor wat sê hy hierso. Wat ek het van die Here ontvang. Dis nou apostel Paulus wat vir ons baie diep verduideliking gee. Want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het.
dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, bloed geneem het. En nadat hy dit gedank het, het hy dit gebreek, en die brood. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gegee, en hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so het hy die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood en die Here tot hy kom. En dit is wat ons doen vanoggend aan hierdie tafel. Die prys wat hy betaal het vir my en vir jou. En ons verkondig dat ons Christus het gesterf en hy het opgestaan, maar hy kom weer. Hy kom weer. Kerk, Christus kom weer. En hier is 'n feesmaal vir ons. En wanneer mense trane kry, wanneer mense hieroor praat, is dit nie 'n hartseer wat oor my kom, wat het hulle gedoen in die Here nie. Dis 'n trane van blydskap. Dat ons kon dit nie doen nie. Ons het iemand nodig gehad wat in die kerk vir ons gestaan het. Die offer moes gedoen het. En dit was Christus. En net hy alleen kon dit doen. En dan draai hy sy gesig, soos ons iets sing. Sy gesig na jou. En hy gee jou vrede. Hy sê, jy is myne. Ek het gesterf vir jou. En dan kan ons daar die tafel toe kom, met blydskap. Sê, Here, ons wil deelneem. Ons wil verkondig u dood en u opstaan. En ons wil verkondig dat u weer kom. En ons doen dit in nagedagtenis van u.